Baie dankie vir ons span. Goed, so ons is besig met ons puntstreep, die gees van vrede, en vanaand praat ons spesifiek oor die vrug van vrede, die vrug van vrede, na aanleiding van Galasiërs 5, vers 22. Nou in Efesiërs, waarby ons so 'n bietjie stilgestaan het ons gesien dat God is vrede. En ons het gesien dat omdat ons in Christus is, is ons wie ons is in God. Omdat ons in Christus is ons in God, en daarom is ons wie ons is. En ons het gesien dat God is vrede. Gisteraand het ons gepraat oor God is hoop. En dit is wat Jesus vir ons kom wys. Die lewe wat God vir ons ontwerp het om te hê. Toe hy die mens geskaap het hy die mens geskape om hierdie lewe te lei. Maar nou sien ons dat dit is wat Jesus vir ons kom herstel, om vir ons te kom teruggee wat ons verloor het, wat van ons weggeneem is deur die sonde. En dit is ook hoekom Jesus vir ons sy gees kom gee, sodat dit vir ons moontlik gemaak kan word, om daarin te kan lewe, om dit waar te maak van ons lewens. In Galasiërs kom Paulus 'n bietjie met 'n ander invalshoek. Ons het nou gesien, net soos in Romeine en Efesiërs verduidelik hy aanvanklik, en Galasiërs is eintlik 'n kort opsomming van Romeine, maar hy verduidelik eintlik maar net wat het gebeur met ons as mens. Die feit dat die sonde ons van God vervreem het, die feit dat die sonde God se teenwoordigheid van ons kom wegneem het. En dit is maar eintlik wat gebeur het in die tuin van Eden. Toe die mens kies om van die vrug te eet, het God het hulle gekies om uit God se teenwoordigheid uit te beweeg. En dan sien ons dwars deur die Ou Testament hoe God telkens terugkom en sy teenwoordigheid kom herstel. En dit is waaroor die tempel gegaan het, God se teenwoordigheid. Maar dan in die Nuwe Testament het ons nie nodig om 'n gebou te hê wat vir ons God se teenwoordigheid verteenwoordig nie, want sy gees kom maak ons as kerk sy tempel. So God is by ons, hy is teenwoordig by ons, en nou sien ons dat die gevolg van die sonde was hierdie skeiding, maar die feit dat Jesus kom en dit kom omdraai en ons kom terugvat na dit wat die gevolge was daarvan wanneer ons in hom glo. Nou ek het vanaand 'n baie mooi tros druiwe saamgebring, en baie dankie vir die borge van die druiwe en almal wat saamgewerk het dat ons dit vanaand hier kan hê. 'n Tros druiwe. En wat hierdie gedeelte vir ons kom sê, en ons gaan hom nou lees. Hierdie gedeelte vir ons sê is dat ons word dus nou nuwe skepsels. Ons word nuwe skepsels. So mense wat is wie God ons gemaak het om te wees. En wat het God ons gemaak? God het ons gemaak om die vrug van die Gees te wees. Hy het ons gemaak om hierdie vrug te kan wees. Ons is vrug uit die wingerdstok, en dit is wie ons nou is. In Galasiërs 5 vers 22 sien ons dat hy vir ons sê, en ek gaan dit vanaand vir u lees, dat, miskien moet ek een teruggaan eers. Ek is nou vinniger hier as wat ek moet wees. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid en getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie dinge is daar nie 'n wet nie. Teen hierdie dinge is
daar nie 'n wet nie. En dan gaan hy aan in vers 24. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Die vrug is die gevolg van die oorsprong. En ek en jy is die vrug van ons bron. Ons hoef nie dit te probeer word nie. Ons hoef nie te probeer om dit te verwerf met ons prestasies en wie ons probeer wees en deur wat ons probeer doen nie. Ons moet dit aanvaar dat ons dit is, want ons is in Christus. En daarom is God se vrug in ons. Nou het ons gesien dat ons is vrede. Ons is vrede. En ek het nou al so 'n bietjie daarmee oor in detail gepraat. God is vrede. Ons leef in Jesus. Ons leef in Jesus as ons bron of as ons wingerdstok. Sonder hom kan ek en jy nie leef nie. Daarom sê ons in Johannes 15 vers 15, sê hy vir ons, ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Die Heilige Gees laat ons nou Jesus se vrug dra. Sy vrug, wat onder andere dan nou vrede is. En soos wat ons nou hierdie tros druiwe sien, hierdie tros druiwe is die bron van die wingerdstok van waaruit hy kom. Hy het nie nodig gehad om die wingerdstok te gaan kies nie. Hy het nie nodig gehad om te gaan kyk waar gaan hy pas nie. Nee, die druif is die gevolg van die wingerdstok waaraan hy was. En die druiweboere hier onder ons, julle verstaan dit. Hierdie druif is deel van 'n spesifieke cultivar. Hy het 'n spesifieke smaak, hy het 'n spesifieke doel en jy gaan hom dalk nou gebruik vir iets spesifieks om miskien wyn te maak of dalk 'n tafeldruif, maar hy is wie hy is op grond van waaruit hy gekom het. Hy het dit nie gaan kies nie, hy is die vrug van die bron. En so is ek en jy die vrug van die bron. So hierdie druiwe is net dit wat dit is. En so hier in Galasiërs kom wys Paulus nou vir ons, soos in Romeine 5 tot 8 byvoorbeeld, dat dit wie ons in onsself is, het 'n sekere vrug tot gevolg. Met ander woorde, ons menslikheid, dit waar ons vandaan kom uit onsself uit, het 'n sekere vrug tot gevolg. Maar dan gaan hy aan om vir ons te verduidelik dat omdat Jesus kom en omdat Jesus vir ons sterf, het ons nou 'n ander vrug wat ons kan dra. Daar is nou 'n ander werklikheid waarin ons lewe. So sonde het vir my en vir jou wat glo in die leuen daarvan dat God is nie meer hier nie, dat ons gebonde is aan hierdie wêreld, die gebrokenheid, die lyding, die swaar kry, die hartseer, of selfs dat wanneer dit met ons goed gaan, ons nie God teenwoordigheid het, God se teenwoordigheid nodig het nie, dat ons hom nie nodig het nie. Maar Jesus kom en hy kom herstel God se teenwoordigheid, met ander woorde, ons bewustheid daarvan in ons lewens. So, in onsself is daar 'n sekere vrug. In onsself is daar 'n sekere gevolg. As jy nou gaan teruglees in Galasiërs 5,
dan sê Paulus nou van alles wat uit die vlees uitkom, uit die menslikheid uitkom. En ek en jy het nie nodig om dit te gaan probeer doen nie, ons doen dit van self. Ons praat van self negatief, of skinder, of wat ons ook al doen. Ons is nie nodig om dit te probeer, dit kom van self. Maar nou sê hy daarteenoor staan 'n ander vrug. En daai vrug is die vrug van Christus. Die vrug van Christus, en daai vrug is wat ons nou is, in die Heilige Gees. Die vrug van die Heilige Gees. So Christus se vrug is wie God ons ontwerp het, gemaak het, oorspronklik om te wees. So ons is gemaak in God se beeld. Ons is gemaak met alles wat wie God is. Dit is weggevat, maar nou kom herstel die Heilige Gees dit weer in ons lewe. Wanneer ons Jesus as die Here bely, met ander woorde, dit is die hele proses van waar ons besef, maar ek kan dit nie op my eie doen nie. Ek kan nie op my eie hierdie verhouding herstel nie. Ek het Jesus nodig. En ek kom bely en sê, Jesus, ek het U nodig. Ek kom bely U as die Here. Ek kom bely U as my redder. Ek kom bely dat ek het U in my lewe nodig. Met ander woorde, ons glo dit met ons harte, ons aanvaar ons in ons harte, in ons gedagtes aanvaar ons, dit is die waarheid. En dan bely ons dit met die mond, Romeine 10:10. Met die hart glo ons en met die mond bely ons. En dan word ons gered. Wat bely ons? Dat Jesus die Here is, dat hy die redder is. En dit is wanneer die Heilige Gees ons tot wedergeboorte bring. Johannes 3 verduidelik Jesus eintlik heeltemal vir ons baie mooi, wat beteken die wedergeboorte. So, en hierna het ons hierdie vrug. En ons het sy vrug, wanneer sy woorde in ons is. Dit het ons gisteraand oor gepraat. So as sy woorde in jou is jy in sy teenwoordigheid, dan sal jy ook in sy vrede leef. Wanneer daai woorde, want Jesus is die woord, nee, hy is die Logos, so sy woord, as ons sy woorde ons eie maak, dan word dit deel van ons. En dit is nou waar die hele ding inkom, van ons kies daagliks. Ons kies daagliks. Dit is die keuse wat ons moet maak. Ons kan kies om te leef, daar is die teks nou eers. Ons kan kies dat ek net by die regte slide uitkom hierso. Ons kan kies daagliks. Ons kan kies of om te leef in die ou mens wat van God verwyder is. Ons kan kies om nog steeds net in ons menslikheid op te tree. En ons kan daardie vrug dra. So, die druiwekorrel, of die druiwetrossie het nie nodig gehad om te kies nie, want hy was net deel van die wingerdstok. Ek en jy is deel van die wingerdstok. En tog lewe ons in die werklikheid van hierdie wêreld. En nou gee God vir ons die keuse. Ons kan kies of om saam steeds te bly in ons ou vrug en in die mens wat van God verwyderd is, of ons kan leef as die nuut geskape mens, of die nuut geskepte mens, wat in God se teenwoordigheid sy vrug dra. Dit is 'n daaglikse keuse. En dit is 'n keuse wat ons elke dag moet maak, is om te kies. Hoe gaan ek optree? Ons is nie net in hierdie lewe om saam te dryf nie. Ons is nie net mense wat deur die lewe dryf nie. En so baie keer dan dink mense, hulle is net uitgelewer aan hierdie lewe. Kinders van die Here wat dink, ons is net uitgelewer aan hierdie lewe. Maar ons is nie saamdrywers nie. Ons het 'n keuse. En dit is die keuse, wat moet ek doen? En daar is die vraag, wat moet ek doen? God het vir ons 'n wil gegee. En nou kan ons kies. Ons kan kies of ons gaan toelaat dat die Heilige Gees se vrug in ons sigbaar word. Ons kan kies in ons omstandighede
of ons sy vrede wil beleef, en of ons wil aanhou om te leef op die ou manier. Hy sê vir ons dat ons moet letterlik met die Gees in pas bly. Die laaste vers hier sê hy, aangesien julle deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. En daai in pas bly in die Grieks is letterlik om te marcheer, om saam te marcheer. Wie van julle wat in die weermag en in die polisie is, of was, en weet van marcheer, en ek weet in die ou dae het ons baie gekyk na die parades, dit is so mooi wanneer 'n hele groep mense in gelid marcheer, en hulle hoor die bevel, Leon, jy sal dit nou goed ken, uit jou dae, weermag dae, nee, van die saam op parade, ons marcheer saam, ons beweeg saam, ons gaan doen saam hierdie beweging. En dit is wat Paulus hier vir ons sê, is dat ons het die keuse, of ons die vrug gaan dra van vrede, of ons in pas gaan bly met die Heilige Gees, of ons gaan toelaat dat hy saam met ons leef. Met ander woorde, ek doen wat nodig is, en ek kies om in Jesus en in sy woorde te bly, sodat die Heilige Gees die vrug kan laat groei in my. Dat die Heilige Gees kan die vrug laat groei in my. Met ander woorde, wanneer ons gekonfronteer word met omstandighede, dan is dit 'n geleentheid vir ons om te groei. Die vrede moet groei. Ek wil dit net so lees, ek leef deur die bewustelikheid dat die kruisiging het die nodigheid van my pogings weggeneem, en ek leef in die bewustheid van die vrug van die nuutmaking van die liefde. Die bewusmaking van sy liefde in my. Die bewusmaking van sy liefde wat vir my kom gee wie ek eintlik is. So, dit is die bewustelikheid waarmee ons leef. Vrugte groei. Dit begin klein en dit ontwikkel. Daar is nie, ek glo baie van julle boere sou gewens het dat jy kan maar net uitstap en jy kan maar net die oes inbring. Maar ons almal weet hoe werk die proses. Enige ding wat geplant word, moet groei en hy moet ontwikkel. So op die oomblik sien ons nou hoe die wingerd verkleur, die blare val af. Nou oor 'n paar weke gaan die manne begin snoei, en hy gaan weer begin om die wingerd reg te kry, en dan hier teen September maand, dan sien ons weer die nuwe blare begin uitkom, en hy begin bot, in Oktober, julle moet my nou reg help, maar hier sit teen Oktober se kant, dan begin ons sien, maar hier begin vruggies uitkom, en dan begin hierdie vrugte groei, en hierdie klein druiwe trossies, is nie onmiddellik groot nie, hulle begin klein, en hulle groei, hulle ontwikkel, en hy word 'n mooi groot tros druiwe, en hier teen Januarie, middel Januarie, Februarie, dan sig die boere, want dan moet hulle nou weer begin pars, en 2 uur in die oggend opstaan. En dan gaan ons nou weer deur hierdie siklus, en dan haal ons die druiwe af, want ons het nou die vrug, die oes, die vrug van die oes gesien. So, daar's 'n proses van groei, en dit is dieselfde met ons as mense. God laat sy vrug in ons groei. Ons is nie onmiddellik daar nie. So, daai proses van die bewustelikheid van wie ons is in Jesus, van wat hy vir ons kom doen het, en die proses waarmee hy met ons besig is, totdat ons daai vrug in ons sigbaar word. En daarom is dit eintlik 'n daaglikse keuse wat ons maak. Ons het nou Sondag gepraat oor die skoene, nee, wat ons moet aantrek, die skoene van vrede wat ons aantrek. Dis 'n bewuslike ding wat ek doen. Ek trek my skoene elke oggend aan, want sodat ek toegerus is vir die dag. Op dieselfde manier vernuwe ek my gedagtes. So dit beteken dat wanneer ons in omstandighede kom, wanneer ons gekonfronteer word met hierdie wêreld, of wanneer ons gekonfronteer word met mense, of wanneer ons gekonfronteer word met situasies, of met goed wat oor ons pad kom,
dat ons eintlik kan gaan stil staan vir 'n oomblik en sê maar, ek kan nou kies, gaan ek toelaat dat die vrug van die ou mens na vore kom, of gaan ek sê, Here, nou het ek U nodig, en ek het nodig dat U vrug deur my na vore kom. Ek het nodig dat U vrede nou in my na vore kom. So, ons hoef nie dit te doen nie. Ons moet net stil word, ons moet net oorgee, ons moet net besef dat ons kan die vrede kies. Ons kies vrede, en dit is hoekom dit belangrik is vir ons om tyd met die Here te spandeer. Dit is hoekom dit belangrik is dat ons by die Here sit. Dit is hoekom dit belangrik is dat ons as kerk by mekaar is, dat ons saam sing, dat ons met mekaar koinonia het, gemeenskap het, met mekaar gesels, mekaar opbou, mekaar bedien met ons gawes. Dit is hoekom ons Bybel lees, sodat ons Jesus se woorde in ons kan kry. Dit is hoekom ons bid, dat ons na hom toe kan gaan en ons afhanklikheid van hom kan bely en kan deel word. So, ons kies vrede. Dit help ons verstaan. Dit help ons verstaan. En dit verander hoe ons dink, hoe ons optree en die keuses wat ons maak. Help ons verstaan, help ons om te kies, en dit help ons om te verander in ons gedagtes, sodat ons die vrug kan dra van dit wie ons nou is in Christus. Ons kan nou kies, dra ons die vrug van die vlees, die menslikheid, of die vrug van die gees. Hierdie druiwe korrels is druiwe, want dit is die vrug van die wingerdstok en van die loot. As ek en jy in Jesus is, dan dra ons sy vrug. En dit is wat ons moet besef, dat sy vrug is in ons. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand weet dat dit is nie ons eie pogings nie, maar dit is U wat in ons kom werk. Dankie dat ons afhanklikheid van U kan bely elke dag, en dat ons kan kies, Here, om U vrug te dra. Dat ons kan kies om in die Gees te leef. En Heilige Gees, dankie dat U in ons is, dat U dit eintlik vir ons kom moontlik maak. Dat selfs in die moeilikste omstandighede, wanneer ons dink, ons kan nie meer nie, dan kom U, en U laat U vrug in ons na vore kom. Wanneer ons in die moeilikste omstandighede kom, of gekonfronteer word, of voel ons kan nie meer nie, in onsself nie, dat ons by U kan stil word, en U vrug van vrede ook van ons kan besit neem. Dankie Heilige Gees, dat U ook die God van vrede is. En ons bid nou, Here, dat daai vrede ons verder sal lei vanaand, môre, in hierdie tyd waarin ons is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.